Ons party, en ek wil nie graag vergelyk met ander partye nie, maar die Republikeinse party is baie reguit oor die feit dat ons beginsels gebaseer is op Christelike beginsels. Maar ek sê dit graag, want as jy 'n vergadering open ons vergaderings met gebed, selfs ons komiteevergaderings en ons verkiesingskomiteevergaderings, ek kan amper sê, dis nie onhandelbaar nie. En ons doen dit nie uit gewoonte nie, ons doen dit omdat ons so graag wil doen, en omdat ons weet dat dit die regte ding is om te doen. Want ons weet waar ons krag vanaf kom, maar in ons grondwet van die party, die aanhef, dis in Engels, julle verstaan almal Engels baie goed, wat ek net vir julle lees. The Republican Party of Namibia acknowledges God, the Trinity, as the sovereign creator of the universe, who has entrusted to humanity the right and the responsibility to rule over the affairs of the world. Ons gaan aan. The Republican Party is committed to raising a new generation of God-fearing leaders of integrity. Tweede paragraaf is, soos ek sê, the Republican Party is committed to raising a new generation of God-fearing leaders of integrity, dedicated to serving the nation as we strive to mobilize all Namibian citizens, regardless of race and ethnic origin, and bound by common democratic values, to exercise their fundamental rights of participation in all government institutions' processes. Dan is beginsels. Ek het daar 'n hele lys van beginsels. Ek wil net vir julle 'n paar noem. A government based on the word of God with right and wrong and no in-betweens. Male and female as created by God. Ek kom terug by hierdie ene. Life is given by God and therefore the Republican Party rejects abortion. Hy sê net vir my so bietjie, sê ook nou nog steeds so reg. A God-fearing educational system, Bible back at school. Ek som nou maar sommer net so bietjie op. Goed. Ek kan vir julle nog 'n klomp ander kry. Julle kan dit op ons webwerf gaan lees. Alles is daar. Wat ek net wil sê is, dis alles goed en wel om, wat nou net gesê is, dis alles goed en wel om hierdie goed op skrif te en op papier te hê. En vir mense te sê, dis ons waardes, dis ons beginsels. Maar as jy nie vir julle te hard nie. Kyk, kan jy so 'n idee is. Okay? Ja. Ekskuus toch. Dit help niks as ons hierdie goed op papier het. Presies wat jy net gesê. As ons hierdie goed op papier het en ons predik dit, maar ons leef dit nie uit nie. Dis seker die grootste verantwoordelikheid wat ons het, ook in die leierskap van die party, is om seker te maak dat ons hierdie goed uitleef. Dit wat ons sê. Die Here is vir ons baie goed. Hy is vir ons baie goed. Ek het nou al die storie 'n paar keer vertel, sê dit graag vir julle ook. Ek het op 'n stadium gekom, ek kan vir julle sê, die geveg in die politiek is 'n eensame geveg. Ek het op 'n stadium gekom wat ek net gevoel het, ek is nie meer lus daarvoor nie, want jy loop en jy beklei, en jy praat, en jy soebat, en jy smeek, en dinge gebeur, en dan gebeur dit weer nie. En toe ek verlede jaar, het ek vir die Here gesê, luister, ons kan nie so aangaan nie. Ek kan nie so aangaan nie. Ek het my eie besigheid, ek is
doen onder andere in ons ontwikkeling. Die politiek kos my 'n klomp geld, maar hy moet nou vir my mense stuur, wat vir my kan help. Ek wil nie mense gaan soek nie, ek wil nie mense gaan soebat en smeek nie. En ek kan maar vir julle sê, Leon is my getuie, die Here stuur vir ons mense daagliks. Ons het 'n verkiesingskomitee van 'n klomp mense wat ek is so opgewonde en ek is so trots op hulle. Hulle het hulle werk, Leon, hoekom sit jy daar? O. Hulle het hulle verantwoordelikhede en dit is net wonderlik om met mense saam te werk waar ek op die ou ende word ek nog gesê, waar moet ek watter dag wees en dis dit. En dis wonderlik. Ek moet vir julle sê, vir die eerste keer in 'n lang tyd is ek ontspanning. Totaal ontspanning. Dis nou nie so belangrik om af te hol wie's ek nou, maar ek is nou die leier van die party en ek moet nou hierdie pak eers dra tot daar nou volgende kom. Maar dit maak dit vir my baie maklik en ook jou kommunikasie. Die oomblik as jy ontspanning en gemaklik is, en dan is jou kommunikasie met jou eie mense en met die mense met wie jy gesels, die ondersteuners en wie ook al, is net soveel makliker. So ek is baie dankbaar en ek sê dit reguit. Uit 'n kerklike oogpunt kan mense sê, maar 'n mens dweep, ek dweep nie. Ek dweep nie, dis wat die Here vir ons doen. Wat ons fisies ervaar. Daar's nog 'n ander paar goed op ons bucket list wat ek hoop nie, ek weet, hy het dit gehoor, hoop hy gaan iets aantrend doen, soos ons gesê het in die t-shirts en al die klas van goed. Maar die party is ingestel, omdat ons beginsels op Christelike beginsels gebaseer is ons ingestel daarop, uit die aard van die saak, oor wat in die land aan die gang is op alle vlakke. Ons sien nie kleur nie, daar is nie by ons iets soos wit en swart nie. Ek het vanoggend dink ek met Kevin vir ons op Koggers gewys, jy weet, dit is Kevin se hand langs myne sit en sy hand is swart, myne is wit. En dan vra jy vir die mense, en dis veral interessant, by ons swart mense, wat is die verskil? Ja, daai een is wit, daai een is swart. En dan sê ek, en dan maar uit, nou as jy nou 'n lemmetjie vat, en jy sny nou my hand, en jy sny nou Kevin se hand, is die bloed wat die uitkom wit, en die bloed wat uit daai hand uitkom swart. Nee, is altyd rooi. Dis wat ons lewe gee. Daar is geen verskil nie. Daar's 'n kleurverskil en dis waar dit stop. Die Here het die mense in hierdie land gemaak na sy beeld. En dit geld vir wit en vir swart. En ons het vir baie lank, as gevolg van die manier hoe ons groot geword het, ek gelukkig in 'n mindere mate, was met die apartheidstelsel wat vir ons groot probleme veroorsaak. Ons het dit eintlik nie eens besef nie. Ons het aangegaan, gedink dis die regte ding om te doen, tot waar Dirk in 1977 besluit het, dis genoeg, en weggebreek het en die Republikeinse Party gestig het. Ons is baie trots daarop, want hierdie party is die party wat apartheid in hierdie land gestop het. Nie SWAPO nie. As deel van die DTA, uit die advies. Ek was in die toernalle die dag wat Leon na verwys het, was ek nog op Stellenbosch met vakansie en vind ek toe pa Dirk as die voorsitter van die ministersraad in 1979 konsepwet ingedien het wat al die apartheidswette afgeskaf het. 1979. Dis nie SWAPO dit gedoen het nie. So, wat al hierdie goed aan betref, het ons 'n trotse geskiedenis as 'n party. Daar is 'n klomp ander goed wat nog genoem kan word, maar dit nou eers net daar gelag. Die punt is net, hierdie party is begin, eintlik nog voor hy begin is,
het pa Dirk begin om alles in sy vermoë te doen om die mense te reconcilieer, die mense in die land. Aanvanklik wit en swart, daarna na die RP gestig is, wit en wit, want daar was ons nou twee stewige kampe teen mekaar, wat teen mekaar geveg het. En later ook Herero sprekend, Wambo sprekend, al hierdie mense te reconcilieer met mekaar. Want dit is belangrik. Ons leef in een land, ons het net hierdie land, dis al wat ons het. Ons is vandag nog daar. Dit is vandag nog vir ons belangrik dat ons met die mense van die land kommunikeer. En ek sê, as daar een ding is wat ons kan doen, wat die maklikste manier is om doodgewoon mekaar te respekteer, vir wie jy is. Maak nie saak nie. Of het nou 'n dronkie is wat daar langs die straat sit, respekteer hom, of haar. Of het enige iemand is met wie jy te doen kry, in die winkel, as selfs iemand wat jou kwaad maak, of jou vies maak, respekteer daai persoon, want as jy respek betoon, nie selektief nie, dan gaan jy daai respek terugkry. Dan gaan mense jou ook respekteer. En dis wat ons nodig het. Ons het nodig in hierdie land om mekaar te respekteer. Jy weet, ons het so baie om vir dankbaar te wees. Ek het nou gisteraand vriende uit die Kaap uit wat daar by my was, en dis nou, my swaarder was 'n tydjie terug daar. Dis twee van baie mense, en ek is seker daarvan julle het ook daai ervaring gehad. Wat kom en dan sê hulle vir my, die een ding wat vir hulle absoluut opval as hulle in Namibië kom, is die mense. En dan praat ek van die swart mense. Of jy by 'n winkel kom, of jy by 'n vulstasie kom, die mense is vriendelik, hulle is aanvaardig, ons mense in is mooi aangetrek. Ek is altyd beïndruk as ek sien hoe ons mense aantrek. Maar hulle is beïndruk met die gesindheid van ons mense. En ons mense ons is vredelievend. Ons is vredelievend uit van nature is ons vredelievend. Dis hoekom, jy weet, selfs as 'n politieke party, ons kan probeer om 'n optog te reël. Jy kan vergeet. Jy kry nie mense om te kom en te toi en te protesteer nie. Jy kry hulle eenvoudig nie. Dis nie in ons DNA nie. Ons is net 'n klomp vriendelike mense. Ons kan die Here so dankie sê daarvoor. Ek dink ons is seker van die enigste lande in Afrika wat dit die geval is. Dink maar mooi. Opstande in Angola, Suid-Afrika, Zimbabwe, Mosambiek, Kenia, Malawi, noem dit, daar is, as die ouens ongelukkig raak, dan is daar opstande en daar is mense wat doodgemaak word en alles goed. Gebeur nie by ons nie. Ons is 'n spesiale mense in hierdie land. En ons het 'n spesiale land. En ons moet dit, om 'n Engelse woord te gebruik, nurture. Dit is die een ding wat ons moet doen. En die een manier om dit te doen is respek. Absolute respek vir mekaar. Nou, jy weet, ons het dit al laas ervaar, die vorige keer wat ek hier vergadering gehou het, dit was in 2019, Martinus. Ek kom hier net om 'n vergadering te kom hou. Dan moet ek ook sê, ons het nou nie met die blankes het probeer heel nie. Dis ou Willem wat dit probeer heel nie, daar in die saal die ander kant. Dus het ek en Willem, wat die ding georganiseer het, en Martinus wat daar sit. Ons toen maar gaan koffie drink, en ons het toen 'n lekker politiek sommer daar om die tafel gepraat, wat ook lekker was. Maar, ek verstaan baie goed, hoekom die blankes apaties is, en oor 'n lang tydperk apaties geraak het. Jy weet, ons party is vir baie jare beskuldig as 'n party vir blankes. Wat ons nooit was nie. Ja, daai tyd in die DTA, want toe het ons die blankes in die DTA verteenwoordig, in die alliansie. Maar vandat ek die president geword het,
As jy by ons kongresie sou kom en daar is 250, 300 mense, dan is daar hoogstens 10 blankes. Die blankes het net eenvoudig nie meer belang gestel nie. En die mense kan dit verstaan. Ek verstaan dit. Want die blankes is beskuldig as mense wat die grond gesteel het, white monopoly capitalists, soos hulle dit uitdruk, beskuldig al die foute of die probleme wat ons vandag ervaar in die land, dat dit is as gevolg van apartheid, en ons is deel van apartheid, nog steeds, terwyl hy wette al in 1979 afgeskaf is. En hierdie houe kom aan mekaar. In so 'n mate dat en grondhervorming, mense wat gedreig is. Ek weet wat Jan de Wet op 'n stadium vir die boere gesê het, moenie in die politiek betrokke raak nie, julle kan julle grond verloor. Wat nonsens was, maar Sam Nujoma, hy het my so dik pelle geraak, en daai boodskap het van Sam afgekom. So effektief het hulle die blanke ontkiezer tot 'n sekere mate. Maar nou verstaan die mense, jy kan soveel houe vat, en dan is dit genoeg. En dis hoekom die blankes, en hulle het vir myself gesê, dis hoekom die blankes sê, man, laat die swart mense aangaan met die politiek, ons gaan aan met ons besigheid. Dis wat gebeur het. En dis ongelukkig dat dit gebeur het. Baie ongelukkig. Ons het maar probeer deurdruk, en ten spyte van al die onregmatighede met die verkiesings, het ons geveg en gekyk. Ons is eintlik veronderstel om baie meer setels in die parlement te hê, maar ons weet hoe die ding gemanipuleer word, want die enige wat nie mag gebeur het nie, is dat daar mag nie 'n aanduiding wees dat die Republikeinse party beter doen nie. Hy moet slegter doen, hy moet swakker doen. Dis wat SWAPO wou gehad het altyd. Ons het vasgebyt. En besluit, ons sal nie los nie. Ons gaan aan met min geld, min finansies. En ek dink ons is besig nou om die vrugte te pluk. Ek dink so. Al wat ek net kan sê is wat my boodskap vir die blankes is. En dit is eintlik, ek gaan oor 'n paar ander goed ook praat, maar dis eintlik die kern van wat ek vandag vir julle wil sê. Ek wil nou vir julle vandag sê, hierdie land het die blanke nodig. As die argument daarin, hy het die blanke nodig. In ons, swart mense, en Kevin, jy moet eintlik hier voorkom sit. Kom hier so. Hy's nie my sakdraer, soos hierdie belangrike minister wat sy handlanger het wat agterna staan. Kevin is een van ons verkiesingskomitee lede wat groot rol speel ook vir ons help. Sy grootste claim to fame was dat hy ook, soos ek, hoofseun in Jamoor was. Net jou wat later. Hoekom ek wil hy met daar sit is, hou sy gesig dop, en jy moet nie vals wees nie. Hoor jy? Nie vals wees nie. Ons is later weer alleen by mekaar. Hierdie land het die blankes nodig. Ek vat myself as 'n voorbeeld. Jy weet, ek het in Oudtshoorn groot geword op 'n plaas, Oudtshoorn Laerskool toe gegaan, wonderlike skool. Hoërskool toe tot graad 6, toe soos winter toe. Toe pa Dirk in die politiek betrokke geraak, Jan Moor klaargemaak. Lugmag toe. Toe sê ek Stellenbosch toe, my ingenieursgraad gekry, teruggekom by Waterwese werk gekry. En 4 jaar later vir my huis gekoop. Dit is bevoordeel. Ek was ongelooflik bevoordeel. Die ene wat ek nie gehad het, die was 'n beurs. Pa Dirk het net gesê, sy kinders sal nie beurse kry nie, daar is ander mense wat dit meer nodig het as ons, of as hy. Nou goed, nou is ek hier in die land. Ek het ervaring, ek het 'n goeie opleiding gehad, net soos julle wat hier so vandag sit.
Wat maak ons nou daarmee? Sit ons nou en ons sit terug, soos ek sê wat by die braaivleisvure, en ons kla oor wat in die land fout is. Wat doen ons daaromtrent? Is daar enige plek waar ons 'n bydrae lewer om te sê maar ek kan iets doen? Hoef nie 'n politikus te word nie. Hoef nie 'n politikus te word nie. Jy kan, maar daar is iets wat jy kan doen, want ons moet ons ervaring en kennis moet ons gebruik om ons swart mense in die land te help ophef. Nie omdat hulle stupid is nie, omdat hulle dom is nie. Ons mense in die land is intelligent, is goeie mense. Maar hulle het nie daai ervaring gehad nie. Nie almal nie, baie het 'n goeie ervaring gehad, daar is baie dokters en professore onder hulle. Maar 'n klomp van hulle het nie gehad nie. Dan is dit mos net reg dat ons wat die ervaring en die kennis het, dat ons daai ervaring en die kennis gebruik om te help om hulle op te hef. En as ek praat van hulle ophef, dan bedoel ek om eintlik die land op te hef waarin hulle deel is. Dis 'n uitdaging, maar dis ons verantwoordelikheid. Ons kan nie daarvan af weghardloop nie. Ons kan sê wat ons wil, maar dis ons verantwoordelikheid. En met die gesindheid van ons swart mense, nie almal nie. Jy kry jou radikales, gelukkig is hulle in die minderheid, maar is die groot bekke. Die gematigdes is almal by verre in die meerderheid, maar dis die mense wat stil bly, wat hulle nie ophou met hierdie nonsens om te skree en te kerm en te raas. So, as ons verantwoordelikheid nakom, op watter vlak ook al, dan sê ek vir u, gaan ons 'n verhouding bou en 'n rekonsiliasie in hierdie land hê, wat ongekend is, wat nog selfs baie beter is as wat dit nou is. Swart mense sê vir my, meneer, in my party, in ons party, waar is die blankes? Waar is die blankes? Swart mense sê buite die party, Leon weet self, waar is die blankes? Ons het die blankes nodig. En ek praat nie nou stories nie. So al wat ek vir julle wil sê, die tyd het gekom dat ons, die feit dat ons soos, en dit is 'n feit, die feit dat ons soos tweederangse burgers hanteer is en behandel is in hierdie land, moet nou tot 'n eind kom. Goed soos affirmative action, land reform, black economic empowerment, jy kom myself dink by die Afrikaanse afris, moet inkry. Daar is nie plek vir dit in hierdie land meer nie. Ons weet in elk geval dat SWAPO het al hierdie goed ingebring as 'n rookskerm vir hulle om te steel en te loot en te korrupteer. Tot landreform, dieselfde ding. Dit is een van ons groot pogings is om hierdie ding in die groot klok te hang. Ons gaan vir hom ry tot hy afgehaal word van die wetboek af. Jy kan nie na 34 jaar nog sê, maar swart mense moet in sekere opsigte bevoordeel word bo die blanke, net oor kleur. Jy kan dit nie meer doen nie. Daar is geen verskoning onder die son wat dit weer gedoen moet word, en gedoen kan word nie. So ons gaan daarvoor gaan ons beklei. Daar is geen twyfel aan nie. So al wat ek vir julle wil sê, wat dit aan betref, ons sal moet dink. Jy weet, baie mense sê, maar wat kan ek doen? Weet jy wat jy kan doen? Jy kan vergaderings bywoon, jy kan hoor wat gesê word, en jy kan kommentaar lewer. Jy kan sê, maar, ek het gehoor julle sê dit, maar ek stem nie heeltemal daarmee saam. Ek dink wat julle behoort te doen is dit. Ons het nie die wysheid in pag nie. Ons probeer met die kennis en die ervaring en die wysheid wat ons het, probeer ons hierdie goed doen. Nie te sê ons weet alles nie. So selfs net deur kommentaar te lewer, wat 'n boodskap vir ons te stuur, en vir Leon, of vir my, of vir wie ook, sê, luister, daar het julle nou by die nonsens gepraat, maar hierdie het ek nogal van gehou, dit maak vir my sin. Daai goeders is goed wat vir jou help, om jou pad te vind, in hierdie hele doolhof van probleme wat ons het. En ek kan vir julle sê, ons het baie probleme in hierdie land. Wrigtig.
Ek kan nie, as ek moet praat oor ons regstellings, as jy kyk na ons manifest, ons sal seker hom nog kon verdubbel het. Dis 'n baie goeie dokument hierdie. En ek sal julle aanraai om dit baie sorgvuldig deur te lees. Hierdie is nie 'n droom nie. Dis nie 'n pie in the sky soos 'n Engelsman sê nie. Hierdie is ons hart in die Republikeinse Party. Ons glo hierin. En al hierdie goeders is doenbaar. Dis nie iets wat die mense kan sê, ja, maar julle droom dan nou om te dink dit kan gedoen word en dit kan gedoen word. Hierdie goed is doenbaar. En dis nie sommer net oornag uitgedink nie. Ons het regtig hard gewerk in hierdie goeders, juis om iets op die tafel te kan sit wat ons in glo en wat ons voel doenbaar is en wat realisties is. En julle kan met hierdie goed werk en dan sal julle dit sien. Nou, wat van die probleme wat ons op die oomblik in die land het? Hoe gaan mense dit oplos? En daar is baie. Nou die een ding wat ons party nie doen nie, ons maak nie beloftes nie. Ons maak geen beloftes nie. Ons sal nie vir julle sê, maar stem vir die Republikeinse Party, dan gaan ons sorg dat hierdie Russe weggejaag word deur die Iran domein. Ons kan dit nie vir julle sê nie. Of soos die LPM rondhardloop en sê, maar stem vir ons, dan gaan ons sorg dat julle grond kry. Ek kan dit nie vir julle sê nie. As jy nie in 'n magsposisie is nie, dan kan jy van mense nie beloftes maak nie. Al wat ons sê is, 'n Engelse slogan agter op my t-shirt, make us strong and we will make you strong. Maak ons sterk en dan sal ons vir julle sterk maak. So wat ons poging is om soveel as moontlik setels in die parlement te kry. Daar's mense wat hoog skiet en daar's mense wat 'n bietjie laer is. Maar ek kan vir julle sê, ons het 'n kans om klomp setels te kry. As ons kan sorg dat die verkiesing nie geriek word nie, gaan ons 'n klomp setels in die parlement kry. En die rede hoekom dit belangrik is, julle het nou gesien wat in Suid-Afrika gebeur het met daai regering van nasionale eenheid. Ek is bykans 100% oortuig SWAPO gaan hierdie verkiesing nie wen nie. Hy kan hom nie wen nie. Tensy hy knoei. Hy kan hom nie wen nie. As jy soos ons tussen die mense rondbeweeg en jy praat met hulle. En ek praat van man vir man vir man vir man, vrou vir vrou. Dan sê hulle is moeg vir hierdie SWAPO regering. Dis wanneer dit vir jou ontstellend is, as jy dink sien wat gisteroggend in die Namibian gebeur het, of gepubliseer is oor 'n sogenaamde Afrobarometer opname van wat sou gebeur as mense vandag moes gestem het. Dis die grootste klomp snert onder die son. Dis absolute snert. Om te sê dat die LPM gaan die volgende amptelike oppositie wees, SWAPO gaan 50% van die stemme kry. Dit is verkiesingsmanipulasie. En ek is seker dit kom van SWAPO, om mense so te beïnvloed of te probeer beïnvloed. Maar hoe dit ook al sê, ons wil soveel as moontlik setels kry. En ek het vir die mense gesê, as die leier van die party kan ek die eerste 10 mense op die lys kan ek saamstel. En ek het vir hulle gesê, 40% gaan blankes wees. 4 van die 10 gaan blankes wees. As ons 20 setels kry, gaan 8 van die 20 blankes wees. En daai blankes gaan mans, vrouens, jonk en oud wees. So ons sal 'n behoorlike mengsel hê. Die swart mense gaan mans, vrouens, jonk en oud wees. En almal van hulle gaan absoluut bevoegde mense wees wat behoorlik ons saak in die parlement kan stel en kan veg vir dit waarvan ons staan. Maar nie net dit nie. Sou dit gebeur dat daar 'n koalisieregering na die tyd gaan kom, en ek is byna seker dis wat gaan gebeur, dan moet ons verteenwoordiging in daai koalisieregering so sterk wees dat hulle ons mense gaan gebruik om in sleutelposisies geplaas te word.
dan doen ons, dan kan ons doen wat ons graag vir mense wil doen. Dan kan ons goed soos armoede aanspreek. En die hele ritsprobleme wat daar is. Jy weet, ek was nou 2,5 weke terug in die Caprivi en die Kavango. As ek uit die politiek wil uitgaan, dan moet ek een ding net nie doen nie. Ek moet nie opgaan so doen nie. Maar as ek daar terugkom, is ek so kwaad. Ek is so ontstel, dit voel my, ek ry na sekere ministers toe, en ek vat hulle en ek draai hulle bloody nek om. Of laai hom in my Land Rover en ry hom op so toe en gaan wys vir hom en vra vir hom of hy nie kan sien wat hier in die gang is nie. Jong meisiekinders, skoolgaande meisiekinders, wat met sulke 20 liter water kan aansleep vir 1 kilometer, 2 kilometer na hulle huise toe. Daai tipe van goed. Dit is ondenkbaar om te dink na 34 jaar met daai green scheme projekte wat hulle Bosou gehad het. Waar niks aangaan nie. Daar is miljoene, honderde miljoene spandeer na die projekte, maar daar gaan niks in. En die Kavango was veronderstel om die broodmandjie van SADC te word, vergeet nog Namibië. Ons moes self onderhoudend gewees het wat voedsel betref. Lang jare gelede. Ons koop nou nog ons goed van buite af. Maar dit is nou net 'n deel van die probleem. Die probleem is, die Kavango is op die oomblik die tweede armste streek in die land. Hy moes die tweede rykste streek gewees het, as hy ontwikkel was. Maar SWAPO worry nie daaroor nie, want hy wil die mense afhanklik hou van hom, afhanklik maak, sodat wanneer hy met sy food aid en sy drought aid, al hierdie droogte rondgaan, dan manipuleer hy hulle om weer vir hom te stem. En as jy net dink, nou sê hulle die ou ding wat sê power corrupts and absolute power corrupts absolutely. Maar as jy ten alle koste die mag wil hê om te gebruik om vir mense goed te doen, om vir jou land goed te doen, dan is dit een storie. Dan kan mense dit nog aanvaar. Maar wragtig, as jy dit gebruik om die mense te verarm en jouself te verryk, soos wat in die land aan die gang is, dan sê ek, is dit met die dood strafbaar. Ons mense frik van die honger. Ons werkloosheid trek seker nou al by 60%. Praat ek nie eens van die werkloosheid onder die gegradeerdes nie. En dan sê jy net vir jouself, maar hoe is dit moontlik dat mense so regering nog kan vertrou? Dit is mos net nie moontlik nie. So daar moet 'n verandering kom. Daar moet eenvoudig, ek wil amper sê ten alle koste, moet daar 'n verandering kom. Dis hoekom ons baie hard werk om te kyk of ons soveel as moontlik sitplek in die parlement kan kry, dat ons 'n so regering betrokke kan raak. En ek kan vir u sê, as ek die president van hierdie land sou gewees het, 2 jaar, 3 jaar, dan het hy anders gelyk as wat hy vandag lyk. Hierdie probleme wat ons het, sou nie opgelos gewees het nie, maar hulle sou met 200% verbeter gewees het. Vat nou maar net die skuld wat Leon van gepraat het. Hoe op aarde betaal jy daai skuld terug? Soos ons nou aangaan. Hoe? Ons landboubedryf is onder druk. Dis droogte, maar boonop dit, al hierdie swart plase wat hulle so uitgegee het, is uit die ekonomie uit. Hulle is weg. Jy kan vergeet, hulle sal nooit weer 'n bydrae lewer. Hulle het nou hervestigingsplase vir mense gegee. Dit is nou, wat is daai woord wat hulle gebruik? Ekskuus, ek is nou daai ouderdom. Subsistence farming. Met ander woorde, hulle bly net aan die lewe. Dis al wat dit is. Ja, maar dit is, hulle gebruik nou daai as subsistence, dit word nou alles subsistence farming. Die ryk is, ja, bestaansboerdery, ja. So met ander woorde, en hulle gebruik dit en dan die rykes wat ook plase gekry het,
gebruik dit so naweek om naweek uit te gaan met hulle pelle en te gaan breek. Hulle kan nie boer nie, hulle weet nie om te boer nie. Hulle stel ook nie belang om te boer nie. Met ander woorde, al daai plase, en dis baie, is uit die ekonomie uit, hulle kan nie weer 'n bydrae lewer nie. Nou sê ek vir jy, as ek die president is, ek vat die laaste plaas, vat ek terug. Almal. Elke plaas wat aan 'n swarte gegee is, vat ek terug. Ek konsolideer die hele besigheid weer. En ons begin weer van voor af. En dan sê ons nou maar, nou, waar is die swart boere wat kan boer? Identifiseer hulle, geef hom 'n plaas, wys vir hom, kyk of hy kan boer, gee hom 'n tydperk, help hom finansiëel, help hom met tegniese inligting en tegniese kennis. En ek weet van die swart boere wat wel die mas opgekom het na onafhanklikheid, word gehelp deur boereverenigings. Ek kom nou, laasweek was ek op uitsoek gewees daar by Piet Gouser, met daai boerevereniging gepraat. En daar's baie boereverenigings wat dit doen, maar dis wat gedoen moet word. En gee die plaas na 4 jaar vir hom as hy wys hy kan boer. Help hom finansiëel, laat hy die plaas het as sekuriteit, sodat hy kan geld in die hande kry om beeste te koop of skape te koop of wat ook al. Maar ek sal elke plaas terugvat, selfs daai hierdie tenderpreneur so gekoop het met die geld wat hulle gesteel het. Ek vat alles terug. Dis die een ding wat ek sal doen. Die ander ding wat ek sal doen, ek sal elke myn in hierdie land, sal ek onteien. Elke myn. Elke uraanmyn, elke kopermyn, elke goudmyn, noem hulle op. Ek vat hulle net terug. As die president. Ek sal nie die Chinese 1 sent betaal nie. Julle het nou laasweek, voorlaasweek was dit die koerant of nog 'n tydjie terug. Ek dink dis Rossing Uranium wat winste verklaar het van ek dink 7.8 biljoen, soiets. En die regering het daarvan gekry, het in die afgelope, daai boekjaar het hulle gekry 180 miljoen. Nou vertel jy vir my, daai uraan, soos die koper, soos die goud, soos die olie, soos die vis in die see, dis ons land se natuurlike hulpbronne. Dis elkeen in hierdie land se natuurlike hulpbron. Kebelsene, myne, daai ousetjie wat daar langs die pot sit en kos maak langs die straat om te verkoop, elkeen is ons eiendom. So, hoe op aarde kan jy vir 'n Chinees sê, hy kan Rossing Uranium vir jou bedryf, hy vat al daai goed, hy vat dit land uit, hy maak die wins met ons natuurlike hulpbron. Nee, dit werk nie so nie. Gee terug my myn, en jy gaan sonder betaling, kan jy gee pad, en jy gaan terug China toe. En ek vat daai myn, en ek sit daai myn om ons minerale te myn op tender uit, so hulle sal tender vir watter bedrag hulle vir my daai uraan op die grond in daai dromme het. Dan verkoop ek daai vir die regering, of dan verkoop die regering dit. Dan is die 7.8 biljoen die regering se, en die 180 miljoen kontrakteurs se. En ek sê nou vir u, as ons dit kan doen in hierdie land, met al die myne, en ek sê al die myne, en ek sal 'n moratorium plaas op alle vislisensies, hierdie wat so uitgedeel word aan mense wat nie eens weet hoe 'n vis lyk nie. Ek sal daar goed net nie vir stop. Ek sal enige fabrieksboot wat in ons water gevang word, sal ek laat tou Walvis Bay toe en ek sal hom verkoop. Hierdie fabrieksbote wat ons vis so vang en dan kom jy eers by die land uit om te sien hoeveel hulle gevang het en hulle is direk met daai vis oorsee. Elke vis wat gevang word in ons kus sal in Walvis Bay, Loederitz, waar ook al sal hy verwerk word in 'n verwerkte vorm die land uitgaan. Dis die klas van goed wat gedoen moet word. As ons natuurlike hulpbronne so kan benut. Ek sê vir julle, ons betaal daai skuld wat Leon van gepraat het binne 2-3 jaar af. Dan is ons skuldvry. En Leon, ek wil nog iemand kry wat vir ons daai somme kan maak, maar ek sê,
As ons dit so kan benut, dan gaan ons mense in hierdie land, en moet nou nie skrik as ek dit vir julle sê nie, hoef nie is belasting te betaal nie. Hoef nie. En dan sluit ek nie die olie in nie. Die olie is nog 'n ander narigheid wat aan die kom is. Kinders hoef nie skoolgeld te betaal nie. Hulle hoef nie boeke te betaal nie. Hulle hoef niks te betaal nie. Hierdie land is 'n ryk land. Ons is net 3 miljoen mense. Ons is nie 10 of 15 of 20 of 30 miljoen nie. Ons is 3 miljoen. En as jy die Chinese weggejaag het, dan is ons waarskynlik 2.5 miljoen. So, dis wat ek sal doen, as ek die president van hierdie land is. Toerisme. Weet jy, ek is net, soos ek sê, verlede week Gaoutsu toe gewees. Teruggekom Saterdagoggend. Ek kan nie vir julle sê hoe opgewonde ek is. Ek sien net toeriste. Die wêreldvolk. Ek is so vrek opgewonde. Ek voel ek kan vir elkeen 'n stokkie lekker gooi as hulle so by jou verbykom. Ons mense in die toerismebedryf is, dankie Vader, weer besig om voete op te tel na daai hele COVID gemors. Maar, dan sit jy nou met 'n situasie soos die Tosha. Ek weet nie wie van julle was nou korter dan, jy kan nie daai paaie meer ry nie. Hulle is letterlik onbegaanbaar. Ek het nou 'n vergadering verlede week gehad met Lutombi van die Roads Authority. Ek sê vir hom, Lutombi, wie se verantwoordelikheid is dit? Wie moet daai paai? Dis ons grootste toeriste attraksie-punt in die land. In die ou dae, en ek praat met hulle oor hierdie goed sommer reg. Ek het vir hom sê, in die ou dae, toe die boere nog in beheer was daar 'n span gewees wat die pad onderhou het. Daar was vragmotors, daar was padskrapers, daar was laaigrawe, daar was 'n bulldozer, daar was rollers. Hulle het daai paaie konstant onderhou, reggemaak, nat gespuit, vasgerol. Gaan kyk nou wat daar aangaan. Vriende van my was daar, hulle 3 dae bespreek gewees. Hulle het die eerste dag uitgery, teruggekom, bietjie wild gekyk en gesê, hulle sien nie kans vir daai paaie nie. Die volgende 2 ander by die huis gebly daar by Okokoyo en toe teruggery huis toe. Kan mens so werk nie. Dan maar dis natuurbewaring se probleem. Sê maar, hoekom is dit natuurbewaring se probleem? Nou, as ek nou met Shifeta gaan praat, wat ek hoop om hierdie week te sien van natuurbewaring, dan sê hy vir my, nee, maar dit is Roads Authority. Ek sê vir hom, die geld, of het natuurbewaring of wie, of as daai geld, kom uit dieselfde pot uit. Kom uit dieselfde pot uit. Die belastingbetaler. So as ek nou vir julle goeie raad kan gee, vat julle goed, stuur 'n span op en gemaak hy paai reg. Nie na die einde van die finansiële jaar, volgende jaar nie. Doen dit nou. Julle is besig om ons naam krater te maak. Stop met al hierdie onnodige paaie wat julle mee besig is en gaan so doen. Ja, nee, maar okay, hy sal nie met die ander mense gesels nie. Hy gaan met hulle gesels. Ons sal druk op hom sit. Hulle sal by mekaar kom en ons sal met hulle gesels. En ons gaan natuurbewaring en Roads Authority en die toerismebedryf se leiers gaan dit by mekaar kry. En hulle gaan 'n onderneming gee oor hoe hulle daai paai in die Tosha nou gaan regmaak. Nie volgende jaar nie. Paar ander interessante goed. Ja, ek wil nie eens oor korrupsie praat nie. Jy weet, korrupsie is mos nou oral. Oral. Haggie Geingob het daai tyd gesê, maar dis nie endemies nie. Ek weet nie of ek weet wat endemies beteken nie, maar dis oral. Waar jy kom, is dit moontlik om enigiets omtrent reg te kry, jy moet net paar rand in jou sak hê. Of dit nou wettig is of onwettig of reg of verkeerd is of meriete het of nie, as jy geld in jou sak het, kan jy goeder kry wat jy dit wat jy wil hê kan kry. Maar nou kom ek sê vir julle, vertel ek vir julle net van 'n ander skokkende storieetjie. Net om te wys wat in die land aan die gang is. Ek het nou vanmôre, Andre, jy moet nou maar weer luister. Hierna kan jy die vergadering nou, het jy hom nou 2 keer gehoor. So tyd gelede, bel 'n vriend van my uit die Kaap, hy's 'n argitek. En hy sê vir my, hy het 'n vriend daar wat hulle doen
haweontwikkelings oor die wêreld. Hoofkantoor is in die Kaap. Maar hulle het nou met 'n voorstel gekom na Lamport om die hawe in Walvis Bay uit te brei. Groter te maak, maar massief groter te maak. Maar soos die situasie nou op die oomblik is daar van hierdie groot skepe wat om Afrika kan nie in Afrika enige plek gediens word nie. Hulle plan was om 'n hawe te skep in Walvis Bay wat een van 5 hawens in die wêreld sal wees. Waar hierdie groot skepe almal, as dit nodig is, gediens kan word, herstel kan word, whatever. En kunsmisaanleg aanlê en 'n olie-raffinaderry insit. Alles. Die beraamde uitgawe daarvoor 7.8, kom ons sê nou maar 8 biljoen US dollar. Nie Namibiese dollar nie, US dollar. In die konstruksiefase 8000 werksgeleenthede. Wanneer hy ding up and running is, 4000 werksgeleenthede. Toe kom Lamport en sê nee, nadat hulle nou onder ooreenkoms geteken het dat hulle sal onderhandel, kom Lamport terug en sê nee, maar die ding moet op tender uitgaan. Sê maar, julle het nie gevra vir 'n tender nie. Julle het nie gevra vir 'n tender nie. Dis ons voorstel. Niemand het gepraat daaroor nie. En nee, maar hy moet op tender uitgaan. Hulle stel die tenderdokumente op, en die tenderdokumente is so opgestel dat hierdie maatskappy wat nou die ding wou doen, net eenvoudig nie kans sien nie, want die voorwaardes daarin en die sekuriteit wat hulle moet gee, en ek weet alle 100%, maar ook was die tender toe net vir 'n klein gedeelte van hierdie totale projek wat hulle wou gedoen het. Hulle sê maar, hulle gaan nie tender nie. En hy gaan uit op 'n wêreldwye tender. Daar tender een maatskappy vir hierdie kleiner projek vir 180 miljoen US dollar. 180 miljoen US dollar, 8 biljoen US dollar. En Lamport aanvaar hierdie 180 miljoen. Ons gaan in die minister toe. Ek kry tot daai ouens van hierdie maatskappy wat nou die groot projek wou gedoen het. Ons gaan in die minister na Shimi toe. Nou luister mooi, minister van Finansies. Die een persoon in hierdie land wat moet weet wat se gemors ons is, in terme van ons finansiële posisie. Maar ook die minister van SOE, State and Enterprises, waaronder Lamport ons nou vat. Ek gaan na hom toe, en van hy ons aan, ek sê van minister, stop net daai ding, vroegtydig, totdat daar behoorlike ondersoek gedoen is, want iewers is 'n slang in die gras. Nee, maar oké. Lang vergadering, nee, maar oké, hy sal nou kyk en dan sal hy terugkom na ons. So wag 'n maand lank, kry ek 'n SMS, met so 'n boodskapie op, en die dag daarna stuur hy vir my 'n brief. Hy sê vir my, baie dankie vir die gesprek, en hy waardeer dit baie, nogal, hy waardeer dit baie, en hy wil net vir my sê, hy het nou 'n ondersoek laat doen, na wat daar gebeur het, en hy wil net vir my sê, dat hy is tevrede, dat die tenderprosedure korrek gevolg is. Hoor julle wat hy sê? Dit het niks te doen met die feit dat hy bereid is om 'n 8 biljoen US dollar projek in die water te gooi, om hierdie sogenaamde tender, wat hy sê wat die prosedures reg gevolg is, om dit goed te keer. En dis dit. Afgaan. Ons het daarna weer probeer na die deputy, die vice-president toe, ons sal nou sien wat daar gaan gebeur. Intussen tyd, het daai mense heen gegaan, en as ek my inligting reg is, en ek sal nou hierdie week wat kom, sal ek nou meer inligting kry, het hulle gegaan, en die van julle wat dalk 'n huis op Henties Baai het, een van die dae gaan dit 'n klein stuitjie wees daai. Dit lyk vir my, hulle is besig om die grond te koop,
of te onderhandel vir die grond by Jakkalspits, daar iewers, om daai massiewe hawe daar te bou. Hoekom vertel ek hierdie storie vir julle? Dit wys vir jou, en ek wens Jimmy het daar gesit. Ek wens hy daar gesit dat ek vir hom in sy gesig kan sê, hoe werk dit dat jy hierdie brein wat die Here vir ons gegee het, nie kan maak werk? Enige mense wat 3 breinselle het, moet toch daai onderskeiding kon tref en sê, guys, al word ons nou deur hierdie ander maatskappytjie gesoe vir hoeveel geld ook al, kom ons vat hierdie grootte, kom ons bou daai hawe uit, dat dit een van 5 hawens in die wêreld is. As jou minister van Finansies dit nie doen nie, wie moet dit doen? Maar weer eens, ons gaan dit nie los nie. Hierdie goed gaan in die koerante kom. Ons gaan vir hulle looi met hierdie goed. Ons is altyd nice, ons is altyd probeer om polities, diplomaties te wees. Daai tyd is verby. Daai tyd is verby. Ons sal vir hulle wragtig looi met al hierdie goed. Ons môre, ja, hoekom ek nou hierdie goed sê, is net om te sê, ons kan iets doen aantrek. Ek is nie wie nie, maar hulle het ten minste een ding wat hulle tot 'n mate respekteer, en dis as jy president van 'n party is en in die parlement was. Kyk, hulle honorable my nou nog, 12 jaar na ek uit die parlement het is. Dit is vir hulle so belangrik. Die meeste van hulle wat daar sit, is al hoekom die parlement wil gaan. Hy wil 'n honorable wees. Maar ten minste het ek een voordeel. En ek het vriende in Swapo. Ek kom goed met baie van die ministers oor die weg. Want hulle weet, ons het nie 'n verskillende agenda nie. Ek raak nie emosioneel oor goed nie. Ons hou by feite. Ons hou net by feite. En ek respekteer hulle en hulle respekteer vir my. Ek kan daar toe gaan. En dis wat ons doen met hierdie goed. As ons gaan en ons gaan praat. En ons kyk wat gedoen kan word. En as dit nodig is, dan fight ons. Dan gaan ons koerant toe. Ek speel nie vir die paviljoen nie. Nog nooit. Ons speel die bal. En ek kan maar vir u sê, ons was by baie geleenthede betrokke by goed wat ons met die regering oor gaan praat het, wat hulle reggemaak het, verander het, baie keer vir ons flat ignoreer het, dat ons maar weer teruggegaan, weer gaan beklei. Maar ons het 'n paar goed reggekry. Min mense weer af van, ek gaan nie. As ek 'n minister gaan sien, nooi ek 'n verslaggewer en sê, maar hier is ons nou neem net en sê net, ek maak dit nou vir minister so gaan sien, en hy het hieroor gepraat. Ek stem nie in sulke nonsens nie. Ons gaan en ons gemaak die ding reg as ons kan. Praat daaroor, onderhandel, kyk. Hou my vir sosiale. Met hierdie gewellige aanslag teen wit aansoeke. Ek sê dit, dis daar, ek weet dit. En ons is daarmee ook besig. Sover redelik suksesvol, gelukkig, die nuwe adjunk deputy, kyk, hulle is mos nie meer permanent secretaries nie, dit klink amper eenvoudig, hulle is mos nou executive directors. Nou die deputy executive director, meneer Wanjiva en ek, is nie daar, dis hoekom, kom ons goed klaar. Ons verstaan mekaar, en hy het nou gesien hoe ek met hom gewerk het met die vorige ene. Ek dink hy is bekommerd dat die beeld van die ministerie reggestel moet word. En ek dink ons gaan nog wat dit aan betref ook glo ek 'n klomp sukses hê. Die minister is natuurlik useless. Meneer Kawana, honorable Kawana. Hy Kapriviaan, ek weet nie. Maar dis nou daai tipiese ding van jobs for comrades. Jy weet, as jy 'n swart pak klere kan aantrek, pen vas so agter 'n lesenaar sit, dan kan jy minister wees. Dis soos omtrent die hele lot van hulle is. Hulle is eenvoudig nie bevoeg nie. Hulle is nie bevoeg nie. Nou wat nou gebeur het in Suid-Afrika, hoop ek gaan nie gebeur, kan nie gebeur. Waar die DA se mense nou die pas aangee. Hulle wys nou wat gedoen kan word en wat gedoen moet word. Nou is die swart ministers in Suid-Afrika is nou boosaardig kwaad. Want hulle kry nie die publisiteit wat die blanke ministers kry nie. Maar die dinge begin op sekere vlakke begin dit werk. Kom ons hoop dit gaan hier ook die geval wees.
Dis hoekom ons daar moet kom. Ons moet, ek wil amper sê ten alle koste, moet ons daar kom. So, mense, ek wil nou daar klaar maak, ek praat in elk geval al hopeloos te lank is, met 6:30. Ek het nog gepraat oor korrupsie en natuurlike hulpbronne en so. O ja, die ander ding wat ek net vir julle wil sê, en daarmee wil ek afsluit. Ons het een probleem in hierdie land. Hy is nie so groot nie, maar hy word groter en groter en groter, en dis die moslems. En Wamoland is hulle doelig. Ek sê dit vir julle. Hulle koop mense, hulle betaal mense om te convert na Islam toe. Hulle koop vir skole kos, vir kinders, klere. Daai ding is besig om afmetings aan te neem. Ons moet vir hom baie vinnig stop. Ek weet, hulle sê ons is 'n sekulêre staat, tot die grondwet verander sal ons nie op 'n geloofsbasis iets daaromtrent kan doen, maar daar sal moet iets gedoen word. En as ons nou op die oomblik niks anders kan doen nie, dan moet ons bid daaroor. Dan moet ons teen dit bid. En dis my besoekie aan meneer Wanjiva. Ek wil weet, daai moslems wat daar is, wat nou van buite afkom, wat se permitte het hulle? Onder watter permitte werk hulle? En waarop grond waarvan het hulle werkspermitte gekry? En vir hom sê, ek sê dit nou vir jou, ons is 80% Christene. Ek sê nou vir jou, ons soek hulle nie in hierdie land nie. Ons soek hulle nie. As jy wil hê, dan kan ons iets reël dat mense hulle self uitspreek oor dit. Ek is nie skaam om dit te sê, ek is ook nie bang om dit te sê nie. Ek dink dis dit. Ek wil vir julle baie dankie sê dat julle gekom het.